So vanoggend, soos ek sê, alles is so fantasties, hoe dit in tyd in lê, en in tyd inpas. Met ons hele saam wees, wat nou uit die Pinkster uitkom, wat ons gesien het, hoe Jesus alles uitvoer, wat in die Vader se hart is, en hoe alles bymekaar getrek word, deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat is bekragtig, wat is bemagtig, wat in ons is, wat die Vader se wil openbaar, Jesus openbaar. Sien ons waar ons nou trek in Efesiërs, en jy gaan sien hoe absoluut parallel dit hardloop. In die tyd wat ons besig is met ons Bybelleesprogram, sien ons ook hoe dit alles, dit is net die Here wat so 'n timeline vir ons as gemeente ook saamwerk. Hierdie is nie beplan dat dit so moet saamwerk nie. En hy kom en hy beplan dit so. Net soos verlede Sondag gesien het, in die Joodse en ons kalender wat saamgeval het, dat verlede Sondag daai presiese dag was, meer as 2000 jaar gelede, wat die Heilige Gees uitgestort is. En dat ons kon sit in daai verwondering en sê, ja Here, dis net U wat dit kan doen. Wat alles so by mekaar laat kom en sê, dis waar ons nou is. So, 1 Korintiërs 12 het ons na gekyk, hierdie afgelope tyd. Volgende slide asseblief. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dieselfde Gees. En daar's verskeidenheid van bedieninge, en tog dieselfde Here. En daar's verskeidenheid van werkinge, en tog dieselfde God, wat alles en almal werk, God wat die raadsplan het. Jesus wat kom, en hy kom sit alles in plek, hoe dit moet wees. En dan die Heilige Gees, wat die krag gee, wat die eenheid bewerkstellig, dat alles in eenheid kan saamwerk. Ek wil net hierdie prentjie sien. En die een verheerlik die ander een. Die Heilige Gees openbaar Jesus. Jesus openbaar die Vader. En die Vader is die ene wat alles bymekaar hou. Maar hulle werk in eer. Eer met mekaar. Jesus sal sê, alles wat ek doen, jy sal die Vader sien. Ek is nie die Vader, maar as jy my sien, sien jy hom. Want alles wat ek doen, alles wat ek sê, is volgens hom, en die Heilige Gees werk presies dieselfde. Nou vra hy vir ons, wanneer ons inbeweeg in hierdie gedeelte, waar hy sê, daar's verskillende bedieninge, ons het gesien in 1 Korintiërs 12, volgende slide is, next slide, verskillende bedieninge, maar dieselfde Here, dit is Jesus. Hierdie rolle, die apostels, die leraars, die evangeliste, die pastore, profete, hulpbedieners, barmhartigheid, en ons sien dit Romeine 12, ons sien dit in Efesiërs 4. Die Here Jesus bepaal hoe en waar ons moet dien in die liggaam. Nou in Efesiërs 1 vers 22, next slide please. Ja, aan hom het God alles onderwerp, wat bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk. Dis die liggaam wat God sê, waar ek die wêreld deur gaan verander. Wat die wêreld in my gaan leer ken. Wat die wêreld gaan sien wat op my hart is. Die liggaam van Christus. Die kerk. En weer eens, ek dink ons almal is by die punt wat ons dink dis 'n gebou. Dis nie 'n gebou nie. Dis ons. Ek en u. Elkeen wat bemagtig en bekragtig. En verlede Sondag het ons so duidelik daarna gekyk hoe elkeen 'n genadegawe ontvang het volgens die Gees in hierdie groot prentjie. En hy sê nou mooi hoor, hierdie ene moet u vasmaak vanoggend. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Hom bo alles verhef, Jesus, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam. En die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Die volheid van hom, Jesus, wat alles in almal vervul. Hy het vir u en vir my geroep, en gesê, die kerk is die antwoord vir 'n stikkende, gebroke wêreld. En ek wil vanoggend vir u sê, die Here praat nie vanoggend met die ou langs jou nie. Hy praat met u.
Hy praat met my. Hy sê, Johan, jy dra my hart. Ek wil hierdie wêreld met my sien. So kom hy by elkeen van u. En hy kom staan by elkeen van u. En hy sê, jy is my antwoord vir die gebroke wêreld. Jy het dit. Alles, wil jy met dit daar lees? Die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Deur die Heilige Gees, hy het alles vir ons gegee, wat ons nodig het. Nou, kom ons gaan na Efesiërs 4 vers 7 toe, waar ons laas keer opgehou het, en ons gaan van daar af aan. Maar aan elkeen van ons is die genadegawe gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Hy het aan elkeen gegee wat hy wil hê. Jesus die hoof van die kerk, hoof van ons, en hy sê aan elkeen het hy iets gegee om hierdie liggaam 'n eenheid te kan maak. Nou, vers 8, 9 en 10 gaan ek apart hanteer op 'n ander tyd. Want hier gaan Paulus en hy skryf iets anders in, maar ek wil nie daarin gaan vanoggend nie, want dan raak ons sidetrack. So ek gaan dit net lees, maar ons gaan hom 'n bietjie pause, want ek wil hom saam hanteer met Efesiërs 6. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Daai gevangenes gevange geneem, ons gaan daaroor 'n bietjie lekker gesels. Maar hy het opgevaar, dit beteken dit anders as dat hy ook neergedaal het tot die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het, bo kan die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Daai 3 verse gaan ons later oor gesels. So ons parkeer hom vir vanoggend en ons gaan aan na vers 11 toe. Vers 11. En hy het gegee sommiges as apostels, anders as profete, anders as evangeliste, herders en leraars. Ons het dit net gelees in 1 Korintiërs 12, wat hy dit van geskryf het, wat ons verlede week gehanteer het. Sien die tydlyn, hoe kom hulle bymekaar? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Ons is geroep, apostels, profete, evangeliste, herders, hulle is die funksies wat Jesus kom en sê, in my kerk, gaan ek hierdie funksies insit. En wat gaan jou funksie wees? En hoor, dit is nou dit. Sodat ons almal om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. As u nie geroep is as 'n apostel, 'n profeet of 'n priester, dan is u geroep vir dienswerk in sy koninkryk. Waar u in die werk, waar u op straat, waar u ook al gaan, dat sy koninkryk kan manifesteer. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Opbou, daai stuk wat nog stikkend is, daai stukkie in die liggaam wat nog nie sy plek gekry het nie, sodat hy kan inkom. Vers 13. Nou hierdie is die kernvers vir oggend. Totdat ons almal kan kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man. Ons praat vandag van Vadersdag. Die fokus op man vandag. En hier kom hy in hierdie skrif wat dit sê, ek wil julle moet sien. Ek roep julle tot volwasse manne. Nou, hierdie weet ons, hy praat nie net van ons fisiese man nie, maar dis 'n gestalte wat ons inneem. As 'n prentjie van 'n volwasse man. Nou hierdie het nie ouderdomsbeperking nie, ek moet vir u sê. Ek het manne ontmoet wat 30 jaar oud is en hulle is volwasse. En ek het manne ontmoet wat 60 jaar en plus is en hulle is nog glad nie volwasse nie. Hulle koppies haak uit. Hulle vang goed aan wat hulle nie moet aanvang nie. Hulle is nie geanker in hulle rigting wat hulle moet stap nie. Daar is nie ouderdomswerking hierheen nie. Hoe jonger jy is en jou plek inneem in die koninkryk, hoe vinniger kry jy daai gestalte van 'n volwasse man.
En ek wil hê u moet dit snap vanoggend. U mag dalk hier sit en sê, ja, maar ek is nou 50, maar ek voel nog soos 18. Ek dink ons almal voel so. Maar jy kan 'n volwasse 18 wees, waar jy verantwoordelikheid vat, waar jy opstaan en sê, Here, u wil, nie my wil nie. Dis die gestalte van 'n man, om te sê, Here, u wil, nie my wil nie. Want as ek my wil gaan doen, gaan ek nou droog maak. Ek kan vir u nou verseker. En manne, wanneer jy uit plek uit is, dan vou die huis. Die huis vou, wanneer ek en jy uit plek uit is. Dis waarom Jesus ons roep heel eerste, tot daai plek van volwassenheid. Studies het getoon, in 'n huishouding, as 'n kind tot bekering kom, dan is dit 'n lae persentasie, wat die invloed die ouers gaan verander. Daar is, as 'n vrou tot bekering kom in die huis, dan verander die huis 17%. As 'n man tot bekering kom, die verandering in die huis is 91%. 91%. Because the change start on the top. Die verandering gebeur in die huis by die man. Maar as ek nie my plek inneem nie, dan beweeg ons in 'n roekelose plek in. Manne, die verantwoordelikheid vir ons as manne, wat die Here vir ons geroep het, om ons plek in te neem, is groot. En daarom het ons 'n verantwoordelikheid teenoor ons broers, om te sê, step up. Nee, step up. En ons is hardkoppig, en ons wil ons eie dingetjie doen, anders is die wêreld nie gelyk as hy lyk nie. As 'n mens net kyk na ons leiers op hierdie stadium reg deur die wêreld, mens kan nie glo wat hulle aanvang nie. Hulle worry net nie. Hulle steel openlik. Hulle maak seer waar hulle gaan. Druk knoppies en maak oorlog. Net waar hulle kan. What's happening? Dis omdat die harte van ons as manne nie gerig is op God nie, maar gerig op my eie ego. Kom ons kyk 'n bietjie jong manne. Wat dink julle, hoe lyk 'n man? 3/4 tyd gesê, ish man, as daar 'n Ferrari in die driveway staan. Ek meen, hoeveel van julle het nou al 'n selfie gaan neem? By net 'n normale man wat die ding doen. Nee, jong, as hy inkom ry, vroom, 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 selfie tyd saam met hierdie ene. En dis waarmee ek myself identifiseer. Die sukses, die bling. En dis hoe die wêreld ons na kyk. En manne, ons kyk die hele tyd na mense en manne wat bokant ons is. En ons vergelyk ons met hulle. Maar die ouens wat bokant ons is eintlik baie minder as die ouens wat agter ons is. So ons kyk die hele tyd, daai ou is suksesvol, daai ou het dit, daai ou het alles agter mekaar, daai ene. En as ek bietjie terugkyk en ek sien hier, en ek sien 'n man wat staan vir sy huis, wat staan vir sy kinders, wat staan vir geregtigheid, wat staan vir die groei, wat staan, Here, laat U wil kom. Manne, daar's 'n geweldige verantwoordelikheid op ons skouers wat die Here vir ons kom neersit. In die tuin van Eden, Eva was mislei, maar Adam het pleinreguit ongehoorsaam gewees, sê die woord. Eva, as Adam vir haar daar kon sê, wat maak jy? Nee, Vader, ons staan vandag voor U. Hier het 'n lelike ding in hierdie huis ingekry. Maar Adam het net laat gaan. Heeltemal ongehoorsaam. En dis waar ek en U
gekonfronteer word met ons verantwoordelikheid as mans voor God, om verantwoordelikheid te kan vat vir my huis, vir my kinders, vir my vrou. As ek uit plek uitgaan, my vrou en my kinders kry swaar. En hoe bly ons in plek? Waar manne langs mekaar kom staan en sê, kom tot die eenheid van die geloof in Christus. Manne, jy kan dit nie alleen doen nie. Ek wil dit reguit vandag vir jou sê, jy kan dit nie alleen doen nie. Jong manne, as julle dink julle kan dit alleen doen, you will not make it. Jy sal dit nie maak nie. En dan moet jy groot genoeg wees, dat jou vriende in jou lewe kan inspreek. As jou vriend vir jou sê, hoor hierso brother, wie die hel dink jy is jy? Moet my kom vertel nie. En ek wip my somme en ek gaan kuier nie weer by daai pel nie. As om te sê, hoor hierso brother, dankie dat jy uitkyk vir my. Nee, jy kan 'n voetfoutjie hier maak. Ons hou nie daarvan nie. Die pride en die ego in ons lewens is te groot. Nee, ek kan nie met daai ou praat nie. As ons sê, ons kom tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ek wil hê jy moet hierdie woorde net saam met my lees, vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Ons kom tot die eenheid van die geloof. Wat is hy eenheid? Om te dink en te doen en te leef soos Christus. Ek sal nooit Christus wees nie. Never. Jy gaan dit ook nie wees nie. Maar ons gaan daai gestalte, daai standpunt inneem, soos Christus wil ek my plek inneem. Soos hy. As hy sê nee, Johan, dan sit nee. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Die kennis van Jesus. Tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer soos kinders sou wees nie, en soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word, tot elke wind van lering, tot bedrieërye van mense, tot sleeheid om slinksheid tot dwaling te bring. Die vyand se planne is die hele tyd nog altyd dieselfde, en dis om jou en my verhouding met God te versuur, en die heel eerste wat hy wil doen, hy target, hy gaan vir die mans. Hy gaan vir die mans. Want as hy die man kan laat vou, dan vou hy die huis. Ons praat van 'n geestelike huis. Ons praat van jou persoonlike huis. Dis waarom Satan heel eerste vir Jesus getackle het, nadat hy die Heilige Gees ontvang het. As hy kan laat vou, dan vou alles. God se raadsplan. God se raadsplan vir u huis. God se raadsplan vir my huis. En dit is 'n geweldige groot verantwoordelikheid. Maar as u dit nie vat nie, as jy hom nie vat nie, dan is jou huis in die moeilikheid. Hy is in die moeilikheid. Dat ons nie soos kinders sou wees nie, vers 14, vers 15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Jesus is die hoof van die kerk. Hy stel aan, die Heilige Gees bemagtig. Ons kom in hierdie eenheid. Opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. En dan gaan hy aan, hy sê, die oog kan nie sê, ek het die hand nie nodig nie. En die hand kan nie sê, ek het die voet nie nodig nie. Die liggaam van Christus. Ek is die oog, ek het niemand anders nodig nie, ek sien alles. Ek wil sien, hoe sien jy? Jy gaan daar op die kassie lê, that's it. Maar ek sien ten minste, ek het niemand nodig nie.
Maar ek sien die liggaam soos wat ons hierso sit, word aan mekaar geweef soos wat Jesus dit wil en bemagtig deur sy Heilige Gees. Vanoggend kom die vraag na ons toe. Is ek bereid om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees? Om my plek in te neem soos wat hy wil. En ek kan vir u net deur om dit te praat, voel ek in my eie gees, word ek gechallenged, in my eie gees te sê, maar ek wil nie heeltemal oorgee nie. Ek wil dan ons 'n bietjie in beheer bly. Ek wil hom ten minste sê in hierdie partytjie. En dis hier in my eie hart, hierdie Maar as ons God se raadsplan verstaan, die liggaam verstaan, hoe ons mekaar nodig het, dan sien ons hierdie gedeelte van hierdie 'n tapisserie wat geweef word deur ons Vader. Ons sien nie hierdie prentjie nie. Jesus kom en hy kom veg dit in mekaar en die Heilige Gees laat dit oopkom. Sodat ons almal kan kom tot die eenheid van die geloof. Ek wil hê jy moet dit hoor, die eenheid van die geloof. Een. Vir hom. Die kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ek wil vers 16 weer lees. Uit wie die hele liggaam saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning van elke lid, gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Hy sê wat elkeen bring. Elkeen van ons wat ons hierso sit, bring iets kosbaar in die koninkryk van die Here in. As jy jou gedeelte terughou, as jy dit terughou, dan kan die liggaam van Christus nie funksioneer nie. Hy kan nie funksioneer nie. Next slide, please stand. Hoe hulle saamwerk. Die apostels, hulle stuur en bou. Die profeet hoor en hy waarsku. Die evangelis bring die oes in. Die herder, die pastoor lei en genees. Die leraar grond in die woord en laat die mense groei tot volwassenheid. Hier is net die 5 funksies wat Jesus in plek sit. En dit is baie maklik te sê, ja, ons kerk, hierdie goeders, nie ons pastoor kan nie al hierdie goeders doen nie. Hy sies tog. Die pastoor is nie geroep om alles te doen nie. Hy is nie Jesus nie. Maar hierdie ouens moet in plek kom. Die evangelis MB wat brand in sy hart, hy kan nie wag nie. Hy is soos 'n Jack Russell wat wag vir hy kom oop te gaan, dat hy net die pad kan vat. Hy wil volgende week wil hy Dewondo toe. En hy wil sê kom saam. Die ander ou sê, luister, hier's baie werk hier in die dorp. Nee, hier's te veel werk. Dit is die pastoor wat so praat en hy sien alles hier. Die evangelis, ek moet gaan haal, ek moet die oes inbring, die oes is groot, ek moet getuig, ek moet praat. Die profeet sal sê, hoor hierso, dinge is nie hier in lyn nie. Kom ons luister na mekaar, kom ons kyk. Die woord sê, kom ons kyk. En so rig ons mekaar. Die apostels, hulle stuur en hulle bou, hulle gooi die fondasies, dink aan Paulus het die fondasies kom gooi, en hulle bou, hulle is die ouens wat die goeders grond toe bring, en dan moet daar gebou word verder. Hulle is die gestuurdes, hulle is nooit in dieselfde plek nie. Maar die liggaam van Christus word toegerus deur hierdie. First of all, I would just like to commend Stan. Stan is up there. He doesn't understand a word of Afrikaans. And Stan has taken his place as a helper in the church. He said,
I will be here. Now, I don't know how many of you understand. Stan is from Zimbabwe and working in Namibia, and he doesn't understand the word Afrikaans, so the Afrikaans songs that we sing, he's got free interpretation through the Holy Spirit. Stan, or what? And he's doing a brilliant job, isn't it? Thank you, Stan. But Stan said, I see there's a gap, and I will do my best for the kingdom of God, and I take my place. There is an awesome example. I do not understand the Afrikaans service, but I will give my best. Dis hoekom ek nou so 'n bietjie Engels praat. That me and Stan can be on the same page, but we are in unity in Christ. That's all that matters in a sense. So vir die Afrikaanse ouens, daar's 'n plekkie vir jou ook daarso. As daar geen apostels is nie, is daar nie fondasie en rigting nie. Die goed val uit mekaar uit. As daar nie profeet is nie, is daar nie visie en regstelling nie. Ons gaan happy go lucky op 'n merry-go-round, la 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 la. As daar geen evangelis is, is daar geen groei nie. Ons broei maar net lekker saam. Ons is getevrede met ons hartjies. As daar geen herder nie, is daar geen versorging nie, daar's nie genesing nie. As daar nie 'n leraar is nie, is daar geen diepte nie. Want die woord word nie oopgebreek nie. So is elkeen belangrik in hierdie koninkryk van ons. You can just, the next slide you can skip. Now the big question, die groot vraag. Ons wil al hierdie goeders waarvan ons nou praat, reg kry op 'n Sondagoggend tussen 8:30 en 9:30. It's impossible. Dis onmoontlik. Ek wil u reguit sê vanoggend. Die behoefte wat hierso sit. Party van u wil lering hê, party van u wil versorging hê, party wil aksie hê, party wil genesing hê. Party die behoefte wat hierso sit is so groot. En elkeen kom met 'n verwagting. Sondagoggend is veronderstel om waar ons uit ons werksplekke uitkom, waar die liggaam van Christus funksioneer, by mekaar te kom hierso en ons kom celebrate God. In ons getuienisse, in ons lofsange, in ons terugvoering, in ons kameraadskap, om ons so bly mekaar te sien, die eenheid van Christus. En die ouens wat ons hierdie week saam by mekaar gemaak het, saam te bring en sê, ek wil jou voorstel aan 'n nuwe bekeerling. Hier is 'n nuwe een in die koninkryk van die Here, and we celebrate that together. Sondagdienste is eintlik tot verheerliking van God, maar ons het dit omgedraai na, ek moet kom ontvang. En daar is 'n plek vir alles. Om te ontvang, om terugvoering te kry, om te aanbid. Maar ek wil vanoggend vir u sê, ons roeping is baie meer as 'n Sondagoggend. Hierdie uur wat ons by mekaar is, uur en 'n half, is uit en uit tot verheerliking van God die Vader. Jesus Christus te kom sê dankie en die eenheid van die Heilige Gees te kan saam geniet. Want daar waar ons inbeweeg in die werksplekke, kan dit nogal baie taaf wees. Daarom wil ons vir u nou al sê, na die vakansie, na die breek, gaan ons baie fokus om ons lewegroepe weer aan die gang te kry. En ek wil vir u nooi, en ek wil vir u vra om te bid daaroor, of jy nie bereid sal wees om jou huis en jou hart oop te maak vir ander nie. Ons het 'n paar lewegroepe op die oomblik, maar nie naaste bly om ons gemeente regtig te kan bedien vir wat die behoefte is nie. Vir mekaar saam te kan staan, in eenheid op te bou, reg te wys, daar te kan wees vir mekaar, as die pap op die grond val, ons mekaar kan inspreek. Op die stadium, dis nie genoeg nie. Ek kan vir u reguit sê, as daar 'n skudding moet kom nou,
ons is nie in plek om mekaar se hande bo te hou nie. Want ons fokus is nog te veel net op my behoefte. Ons het nodig om te sê, Vader, my hart is vir U. My hart is vir U. En ek weet dit is ons begeerte. Ek weet dit is ons begeerte. Maar nou kom ons weer dan, maar waar gaan ek tyd kry vir die? Waar gaan ek tyd kry? Hy sê, Vader, in afhanklikheid, kom ons na U toe. Dis U plan, Vader. Ek is hier, help my, om te kan sien, hoe ek my doel, in my werksplek, in my huis, te kan doen. Musiekspan, julle kan vorentoe kom. Terwyl die musiekspan vorentoe kom, met ons hele fokus en ons sien Vader, ons hart is vir U. Wil ek vanoggend vra, manne, ons ken ons eie hart. Ons ken ons eie hart. En ons weet hoe bedrieglik ons eie hart is en hoe baie keer ons onsself in lyn moet bring. Jy kan dit nie alleen doen nie. En baie van julle voel jy staan alleen. So vanoggend wil ek vra manne, wil nie gou opstaan saam met my nie. Heel eerste wat ek op my hart lê, wat die Here op my hart gelê het, is waar die Here sê, I honor you as my sons. I honor you for who you are. I honor you because you are my plan for now. I honor you for taking your place. I honor you for not letting go. I honor you for saying, yes, I trust you. Maar die druk op ons is geweldig goed. En een voetfout kan 'n groot impak hê op alles rondom ons. So ek wil vra dat die ouens wat rondom julle staan, as julle gesinne by julle is, julle net so aan pa sal vat of net so aan die manne rondom julle net sal vat. Net jou hand net so op sy skouers sit of wat ook. Vrouens, as julle daar is, net so julle mans. Vader, ons kom in hierdie diepe afhanklikheid na U toe vanoggend. Waar ons beleef die verantwoordelikheid uit op ons is so groot, dat ons amper baie keer nie kans sien daarvoor. Maar Vader, ons krag, ons wysheid en ons afhanklikheid kom van U. En daarom kom ek vanoggend, Vader, en ek kom vra dat U ons bekragtig. Dat U ons bekragtig om te kan staan voor U. To take our place. Soos dat hy sê, dat elke lid bring na die tafel toe, in my huis, in my werk, in my verantwoordelikheid. Vader, ek seën my broers vanoggend. Ek seën my broers vanoggend. En ek bid vir hulle beskerming. Ek bid vir elke man vanoggend vir hulle beskerming. My Vader, waar die aanslag op die vyand, van die vyand groot is op die manne. Dankie, Vader, dat ons in U koninkryk kan wandel. Ontwaak in ons hart en ons gees. U hart, vir waar U ons instuur. Vader,
ons eer U. En ons as U seuns kom in diepe afhanklikheid na U toe. Die vraag, wil jy net so staan, wil jy net jou afhanklikheid van die Here bepleit vanoggend? Vir daai krag wat jy nodig het, die gefokusheid wat jy nodig het, die kameraadskap wat jy nodig het. Dankie Vader. Mag U verheerlik word. Mag U verheerlik word, Vader. In Jesus naam.